Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lief ook so bereik. Nou lieve vriende, hoe vinnig groei 'n renoster se horing? 'n Kalfie se voorste horing verskyn in die 5de week en op 3 maande is dit ongeveer 4 cm lank en op 7 maande 10 cm. 'n Kalfie se horing groei sowat 15 cm gedurende die eerste jaar en daarna 6 cm per jaar. Ouer by volwassenes ouer as 25 jaar groei die horing 2,7 tot 5,5 cm per jaar. Aangesien volwassenes hulle horings baie teen bome en klippe skuur, sly die punt weg. Indien die horing verwyder word, sal dit dadelik weer begin groei teen 10 tot 11 cm vir die eerste 2 jaar. Daarna sal die groeitempo afneem. Nou mag ons ook so in die Here Jesus groei. Liewe vriende, bewyse dat God bestaan. Daar is 'n geweldige aanslag sekerlik oor die bestaan van God en mense glo wat hulle sien. En dis jammer dat daar so geweldige aanslag is. Inteendeel, in die tyd waarin ons leef, is daar 'n aanslag dat ons moet begin glo dat aliens bestaan en hierdie aanslag gaan al hoe groter word en die doel daarvoor is dat alle godsdienste mense moet dink dat alle godsdienste wat op die aarde tot nou toe was 'n leuen was, ook insluitend oor die Here. Maar die Here sê in die woord vir alle mense wat net dan wil sien dat God bestaan, sê hy in Psalm 19 vers 2, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Romeine 1 vers 20 staan daar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. So die Here weet mense wil sien en daarom het hy die hemele so wonderlik gemaak en sy krag geopenbaar dat almal kan sien dat God 'n werklikheid dan ook is. Die tweede saak is natuurlik dat ons weet dat God bestaan is die mense gewete. Romeine 2 vers 15 sê omdat hulle toon dat die werke van die wet in hulle harte geskrywe staan terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of verontskuldig. Selfs hulle wat glad nie in God glo nie, liewe vriende, weet dis verkeerd om te steel, weet verkeerd is om moord te pleeg en selfs hoerery en daarom, liewe vriende, het God sy wet in mense se harte geskryf en in die oomblik wat iemand dit oortree, weet hulle dit. En dit moet vir u sê God bestaan. Wat het hy mense se gewete gedoen? Ons lees in Handelinge 17 vers 23, want terwyl ek rondgegaan het en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Mense se gewete het hom nog altyd gedryf om te sê daar is iemand wat aanbid moet word. Daar is 'n hoër hand. Daar is iemand wat al hierdie dinge gemaak het. En mense wou nog altyd 'n vorm van God aanbid dan ook. Jammer as hulle na afgod toe wend dan ook. Dan die skepingswêreld, liewe vriende, is 'n derde bewys dan ook. Iemand moes tog dit gemaak het. Iemand moes alles wat hier op aarde is gemaak het. 'n Gebou sê daar was 'n bouer en 'n skildery sê daar was 'n skilder. Die 'n boek, liewe vriende, sê daar was 'n skrywer. Dis nie net die hulle wat die boek gedruk het nie. Iemand moes tog die boek geskryf het. En daarom weet ons dat daar 'n God is. Die enigste antwoord waarom al hierdie dinge in die skepping daar is, liewe vriende, is in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Geen ander teorie hou stand nie die evolusie nie, niks hou stand nie. Dit kan nie al die vrae beantwoord nie. Maar hierdie doeteenvoudige waarheid dat God 'n werklikheid en 'n realiteit is, dit beantwoord die vrae dan ook. Wat bied die leuen u, liewe vriende? Dink bietjie, wat bied ateïsme u of evolusie u? Daar is geen toekoms, daar's geen hoop vir wat na die dood gebeur nie. U het toegang om in allerlei sonde te leef as jy dit dan wil doen. En dan is daar die reël is die sterkste regeer en vrede vir die res. En dis presies wat in die wêreld aangaan. Hulle wat nie in God glo nie, liewe vriende, is gewoonlik hulle wat die mag in die hand het en krag in die hand het en hulle kan doen net wat hulle wil en niemand kan hulle raak nie. Maar wanneer dit kom om God te dien, is dit heeltemal 'n ander saak in die samelewing. Die sterkste regeer nie, liewe vriende. God se kinders, dis die wat moet regeer. God regeer. En mense wil nie dit oorgee nie. Die verdere saak is die mens, liewe vriende. Die mens het intellek, emosie, morele waardes en geestelike behoeftes. Waar kom al hierdie dinge vandaan, liewe vriende, dat 'n mens so is? Wel, Genesis 1 vers 26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskape na sy beeld
na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. So liewe vriende, ons is na God se beeld gemaak. Dis waar die intellek en die emosie en die morele waardes, die geestelike behoefte vandaan kom, van God af. Dit kan nie van 'n aap afkom nie. Dit kan nie van enige dooie ding afkom nie. En liewe vriende, daarom moet u weet, God is 'n realiteit en 'n werklikheid. Maar daar's nog 'n rede wat ek vir u wil gee, liewe vriende, en dit is lewe. Lewe kom van lewe af. Dit is geen mens, dier of saad, plant, wat daar ook al mag wees, het sommer maar net uit iets doods uit ontstaan nie. 'n Mens word gebore uit 'n ander mens, 'n dier uit 'n ander dier, en saad het lewe in hulle, soos die Bybel dit vir ons ook leer, en die wetenskap en alles sal dit vir die so leer. Waar kom die lewe dan vandaan, liewe vriende? As al hierdie dinge leef, moes daar tog iets of iemand gewees het wat geleef het om dit te kon maak. Johannes 14 vers 6 en Jesus antwoord hom: ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 10 vers 28 sê die Here, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. So die Here kan nie net lewe hier op aarde gee nie, hy kan ook 'n ewige lewe gee. Dit is wat God kan doen. So die feit dat daar lewe is, moet vir u sê, daar's 'n God, en die vraag vanoggend is, ken jy hom as u verlosser en saligmaker? Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons weet U is 'n werklikheid en 'n realiteit, en ons eer U en gee tog dat hulle wat so dwaas is om dit te verwerp, tot insig mag kom. Amen.